Goeiemôre, groet julle vanoggend in die wonderlike naam van Jesus en dankie vir die voorreg om 'n bietjie in God se woord in te gaan doen. Ja, hier sit ons aan die begin van Maart en is 'n lekker tyd van seisoene wat verander. Hierdie week in Johannesburg was dit nogals besonders vir my, want dit was daai wat dit reën en dan kom die mis in en ek sit in my kantoor in die week en weet jy, kyk, jy kan nie uit die venster uit kyk nie. Jy weet wat daar aan die ander kant van daai mis is. Jy weet wat daar aan die ander kant van daai duisternis is. En met my gedagtes gaan terug aan die storie in Genesis 12 wat ons lees van Abraham. Abraham hy kom uit 'n familie wat hulle afgode gebou het. 'n Familie wat afgode gebou het vir die konings van daai tyd, vir die mense van daai tyd. Ek meen met dinge wat hulle met hulle hande gebou het hulle vir mense gegee en die mense het daai goed aanbid. Weet, en dis daar waar ons kom en baie keer aanbid ons die dinge wat ons self gemaak het, self gedoen het en ons kom nou waar ons nou sit en sê, die Here sê vir ons, ouens, dis 2026. Weet, daar's chaos in die wêreld. Mense hardloop rond en hulle skarrel rond en hulle volg hierdie ding en daai ding en daai ding dis soos fases waardeur hulle gaan, weet, verlede jaar en dan weet dis woke en dan sit die LGBTQ community en dan weet mense volg daar en nou sit ons in 'n punt waar wat nou en ons Christene, ons wat die Here dien, is die lig van die wêreld, is die sout van die wêreld. Ons is veronderstel om die temperatuur in 'n vertrek te verander. En dis asof die Here vir my sê dat, weet, ons doen dit nie. Hoekom? Want ons hou vas aan sekere dinge. Ons is in ons gemaksone. Ons is gemaklik waar ons is. Ek gemaklik in my kantoor en ek kyk uit en ek sien mis en is like, nee, ek wil nie daar uitgaan nie, want dit is, ek kan nie mooi sien nie. Ek kan nie duidelik sien wat aan die ander kant is nie. En die Here sê net vir ons, weet, op hierdie tyd soos daai, jy moet net een tree vorentoe vat. En dis die storie hierso van Abraham, dis hoekom dit so mooi in my opgekom het daarso, en ek lees hierso Genesis 12, hy sê, en die Here het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land, en uit jou familie, en uit jou vader se huis, na die land wat God jou sal wys. En dis wat die Here vir ons sê in hierdie tyd, op hierdie, die 7de, 8de Maart, en ons het nou 'n gemaksone gehad van Januarie, waar ons weet, ons het net gemaklik geraak weer in die roetine en normaliteit van die lewe, en Februarie het gekom, en is 'n vinnige maand, weet, dit was vinnig verby, en voordat ons weer terugval in ons ou gewoontes van 2025, sê die Here vir my en vir jou, weet, hou op om vas te hou en terug te sit in 'n gemaksone in. God wil iets nuuts doen. God wil jou seën, God wil jou familie gebruik, God wil jou gebruik vandag. Maar hy sê vir jou, ons moet daar waar ons nie weet waarna toe ons gaan nie, daar waar hy mis so dik lyk voor jou, hy sê, vat net een tree vorentoe. Hy sê vir jou, daar so uit jou land, uit jou gemaksone, uit jou familie uit jou vader se huis uit, na die land. Is dit nie amazing nie? Hy gebruik al hierdie voorbeelde, na hierdie land wat God jou sal wys. En dis die amazing ding van God, hy het soveel groter dinge in stoor vir ons, hy het mooi dinge in stoor vir ons. Ons moet net gehoorsaam wees aan sy stem. Maar ons luister na die dinge van die wêreld, ons luister na die dinge wat om ons is, en die Here en die wêreld sê vir jou, volg dit vandag, want dit is waar almal toe jaag. Volg dit, doen dit, weet daarna toe, hardloop daarna toe, want dit is die nuutste fase in die wêreld se stelsel. En al wat die wêreld wil hê, is jy moet om en sirkels beweeg. Die wêreld wil jou nie seën nie. Ek sê dit vandag, die wêreld wil jou nie seën nie. Die wêreld wil hê jy moet heeltyd afhanklik wees van die wêreld se toestemming, van die wêreld se vertroue, van die wêreld se goedkeuring. En dan sal jy altyd wil hê, jy sal nooit
You will never be satisfied with that which the world has to offer you. It is time now, dit is nou die tyd, om vorentoe te beweeg, om al wat joune is te vat en vorentoe te beweeg, vorentoe in jou, in jou bediening, vorentoe in jou werksituasie, vorentoe in jou studies, vorentoe in jou, jy kan enige iets daar sê, maar die belangrikste ding is vorentoe in jou gehoorsaamheid teenoor God. Want hy gaan jou gee die land, wat God vir jou sal wys. En hy sê, en ek sal jou 'n groot nasie maak. Wil jy 'n groot nasie wees? Wil jy groot wees in die oë van die Here? Wil jy groot wees? Wil jy geseënd wees? Hy sê dit al. En jou seën, en jou naam so groot maak, dat jy 'n seën sal wees. Seën sal wees vir wie? Vir almal wat in kontak kom met jou. Jou besigheid gaan geseënd wees, jou familie gaan geseënd wees, jou roeping gaan geseënd wees, maar bo alles jou geestelike lewe sal geseënd wees. En dis die wonder wat hy daar vir ons sê, en ek sal seën diegene wat jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek. En in die tyd waarin ons onsself vandag vind, daar's baie mense wat jou vloek. Daar's baie mense wat nie wil hê jy moet geseënd wees nie. Daar's baie mense wat nie wil hê jy moet beter wees nie, jy moet vorentoe beweeg. Daar's baie mense wat jou gaan kry en jou gaan vashou, want hulle wil nie hê God moet jou seën nie, want hulle weet as God jou begin gebruik, man, then there's gonna be no stopping you. Daar gaan geen keer aan die seën wees wat God oor jou lewe uitspreek. Is daar uitdagings wat kom? Absoluut. Ek meen, as jy lees Genesis 12, Genesis 13 en Genesis 14, jy lees dit en jy sien die uitdagings. Die land was vol Kanaaniete, die land was daar was 'n hongersnood in die land, daar was tye wat hulle moeilikheid ervaar het. Maar God het aan sy beloftes, God is getrou, as hy sê hy gaan jou seën, as hy sê hy gaan jou gebruik, as hy sê hy gaan jou geloof versterk, dan ons verantwoordelikheid is net om getrou te wees. En as ons lees daar so, hy vat sy besittings, en ek seker, hy was mens, ek seker hy het geredeneer en het vir God gesê, ja maar hierso is al my geld, hierso is die werk van my hande, hierso is die dinge wat ek elke dag doen en ek is gemaklik met hierdie dinge. Here, is dit regtig u wil? En die Here sê vandag vir my en vir jou, ja, dit is God se wil. God wil jou seën. Hy wil jou gebruik. Jy moet gehoorsaam wees. Ek moet gehoorsaam wees, want hy gaan daaraan en hy sê, en Abraham het deur die land getrek, na die plek Sichem, tot by die terpentynboom, na die land, die Kanaaniete was toe in die land. Daarop verskyn die Here aan Abraham, en sê, aan jou nageslag sal hierdie land gegee. Toe bou hy daar 'n altaar vir die Here wat aan hom verskyn het, en daarvandaan het hy weer verder getrek. En is asof, soos vir die Here, soos wat Abraham vorentoe beweeg het, soos wat hy die dinge om hom gesien het, en hy dalk bietjie benoud geraak het, want die Kanaaniete was nie mooi mense nie, het hy dalk bietjie bekommerd geraak, en is ek op die regte pad, en die Here verskyn weer aan hom, en hy sê vir hom, ja, jy's op die regte pad, want alles wat jy sien, alles wat jou dalk bang maak vandag, alles wat jy dalk benoud het, alles wat jou dalk angstig gaan maak, dit is die dinge wat die Here aan jou gaan gee. Hoekom? Sodat jy in besit sal neem, sodat jy jou mag, jou autoriteit daaroor sal uitoefen. En dis wat God vir jou sê, hou aan glo, hou aan in die rigting beweeg wat God vir jou wys, hou aan, maak nie saak hoe jy daaroor in jou eie menslike gedagtes daaroor dink nie, God het dit al reeds aan jou gegee, jy moet net in besit neem, dit wat die Here aan jou gegee het, en dit is daar, en as jy daar kom en die Here antwoord jou gebede, wat moet jy doen daar? Jy moet God aanbid, jy moet die Here loof en prys, jy moet dalk, selfs altaar daar bou om te sê, hierdie is 'n herinnering, dis nie die altaar wat ons aanbid nie, maar dis die herinnering om te sê, God het my tot hier gebring, en nou moet ek verder.
Want later kom hy terug en hy sirkel terug na daai altaar toe en dit is weer daai herinnering wat God vir jou sê, onthou, ek het jou tot hier gebring en nog verder. En hy sê vir hom daarso, en Abraham was geseënd, en Abraham het baie goud gehad, baie vee gehad, baie besittings gehad. En hy herinner hom tyd, keer op keer op keer, hoe God hom deur situasies gevat het, na die volgende blessing toe, na die volgende seën toe. En deur dit was hy 'n seën vir wie? Vir ander mense wat om hom was, vir sy broers seun Lot. Hy was 'n seën vir hom. Want later moes hy Lot uit daai ongoddelike land uit gaan red het, nee. En so is ons 'n seën verander. Ons red mense, hoekom? Deur ons lewenswyse, deur ons gehoorsaamheid, deur ons aanbidding aan God. Onthou, God alleen is God, ons aanbid nie die altaars nie, ons aanbid nie die blessings wat die Here vir ons gee nie, dit is maar net 'n bysaak. Ons aanbid God, en deur ons lewenswyse en ons lewenstyl sien mense dit om ons, en dan lewe ons in oorwinning. En dis hoe Abraham sy broerskind, sy neefie kon gaan red het uit daai ongoddelike leefstyl, uit daai ongoddelike area waarin hy homself gevind het. En dis hoe ons moet wees. Ons moet kyk na mense, ons moet kyk na mense wat daarna in ons hart is. En ons moet vir hulle waarsku, ons moet vir hulle sê, Jesus lewe, God lewe, God is 'n werklikheid, God is ons hoop vir ons toekoms. God is ons seën. God is die rigting wat ons nodig het om vorentoe te beweeg. God is die lig in daai duisternis. En soos hy misgeval het en jy beweeg vorentoe en jy beweeg vorentoe en jy beweeg vorentoe, en ek praat met die dame by die werk en ek sê dis amazing hoe daai mis oor ons is en alles. En sy sê ja, maar net so 2 kilometer af in die straat skyn die son. Maar as jy hier vashak en jy hier vashak hierso en jy sê ja, maar Here, ek sal wag eendag. Nee wat, die vyand sal jou oorrompel. Die vyand is partykeer ons gemaklikheid, ons gemakzone waarin ons onsself vind. En die Here sê vir jou vandag, staan op en beweeg vorentoe. Want ek het soveel meer vir jou in stoor as wat jy ooit sou kon dink. Maar ek het nodig dat jy beweeg vorentoe. Jy beweeg vorentoe, sodat God jou kan gebruik, sodat God jou sal seën. Hoe beweeg ons vorentoe? Tyd met die Here spandeer, en dan in gehoorsaam sê jy, ja Here, ek sal gaan. En ons beweeg, en ons vat daai leap of faith, nee, sodat ons vorentoe beweeg, sodat die Here ons sal seën, en daar sê dit vir ons, sodat die Here ons 'n seën sal maak. Wil jy 'n seën wees vir jou familie? Wil jy 'n seën wees vir mense om jou? Wil jy 'n seën wees in jou besigheid? Wil jy 'n seën wees vir jou vriende? Dan moet ons doen wat die Here van ons verwag. En dit vat baie keer daai geloof, daai vaste vertroue op die dinge wat ek nog nie sien nie. Maar ek weet is daar. Ek moet net beweeg in die rigting wat die Here vir my sê om te beweeg. En dit kom ook om, soos wat ek hier met jou gesels nou, weet, hierdie week, by ons gebedsuur, gebedstye, en ook, weet, ons sê vir die Here, Here, wat wil U van ons hê? En dan praat ons die hele tyd. Ons gee nie God 'n kans om met ons te praat nie. En ek weet, God wil met jou praat. Jy moet net stil raak, nee, stil raak voor die Here. Stil raak, jou gedagtes oopmaak en sê, Here, hier is ek. Praat met my, wys my, waarna toe moet ek beweeg. En dan moet ons wag op sy antwoord. En beweeg in die rigting wat God wil hê ons moet beweeg, sodat hy ons kan seën en dat ons 'n seën vir ander sal wees. En ek los hierdie woord hierdie week daarmee met by julle. Mag julle geseënde week hê, en as dit die Here se wil is weer, dan praat ons weer volgende week. Ek groet jou vandag in Jesus naam. Amen.